Goeiemôre en welkom by vanoggend se erediens. Ek lees graag vir ons fotum. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het: "Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit." In liefde een met die Vader, voor die wêreld se ontstaan. Hy is die Alfa en die Omega, die bron en volëinding van alles wat is en wat was en wat sal wees, vir ewig en ewig. Ons teks vir vandag is Jesaja 40 vers 1 tot 11. Ek lees dit graag vir ons uit die 2020 vertaling. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep: "Maak in die woestyn die pad van die Here gereed. Maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek." 'n Stem sê toe: "Roep uit." En ek vra: "Wat moet ek uitroep? Alle mense is immers gras en al hulle trou is soos 'n veldblom. Gras verdor, 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Klim op 'n hoë berg Sion, boodskapper van vreugde. Verhef jou stem met krag, Jerusalem, boodskapper van vreugde. Verhef dit, moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda: hier is julle God. Kyk my Heer, die Here, met krag kom hy, en sy arm oefen vir hom heerskappy uit. Kyk, sy vergoeding is by hom, sy beloning is voor hom. Soos 'n herder laat hy sy kudde wy. In sy arms maak hy lammers bymekaar. Teen sy bors draai hulle. Die lammeroeie lei hy. Nou, ons is tans in Adventtyd en hierdie week steek ons die kers van vrede aan. Nou, Jesaja 40 begin met 'n opdrag uit die hemel. En dit lees: "Troos, troos my volk, sê julle God." En hierdie woorde kom nie uit 'n mens se mond nie. Dit is God self wat hierdie woorde spreek. Vir 'n volk wat voel asof God van hulle vergeet het. Vir 'n volk in ballingskap, wat nie seker is of God hulle kan of God hulle wil red nie. Maar die woord troos beteken hier veel meer as net om trane af te vee. Dit beteken om te versterk, om krag te gee. In die Engelse woord comfort, hoor ons die Latynse woord fortis, wat sterkte of krag beteken. Ons hoor iets hiervan ook in Psalm 23, wat lees: "U stok en u staf vertroos my." Dit gee my moed om deur donker klowe te loop. En is juis hierdie wat hierdie volk nodig het, wat die mense in ballingskap nodig het. Hulle het nie mooi woorde nodig nie, maar krag. Hulle het nie goedkoop optimisme nodig nie, maar sekerheid dat God nie van hulle vergeet het nie en dat God nog steeds gaan kom om hulle te kom red. Nou, hierdie toneel van Jesaja 40 speel nie in Babylon of Jerusalem af nie. Ons sien die profeet hoor hierdie stem in die troonsaal van God, die plek waar God se raad gehou word en waar sy wil uitgespreek word. Nou, interessant genoeg, in daardie wêreld waar elke oorwinning aan 'n God toegeskryf word, was die volk Israel op hierdie tydstip oortuig dat 'n ander God, Marduk, die God van Babylonië, sterker was as die Here God. Hoekom?
want hulle volk het verloor. Hulle is weggevoer van hulle eie land, en hulle is hier onder die Babyloniërs as slawe aangehou. En dit is hier in hierdie vreemde volk waar hulle die ander god, Marduk, moet aanbid. Maar dit is juis hier waar Jesaja vir die volk kom herinner, daar is geen ander god nie, behalwe die Here, die Skepper, die Redder en die Heerser. En dan hoor ons die profeet sien 'n tweede stelling. Maak die pad vir die Here gereed. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Nou, ons ken hierdie woorde, want ons sien dit by Johannes die Doper, wat dit later, eeue later gebruik, om Jesus se aankoms aan te kondig. Maar hier in Jesaja beteken dit, nie net kry die ballinge 'n pad terug na hulle huis toe nie, maar God kry 'n pad terug na sy mense toe. God kom en herstel hulle verhouding met sy volk. En dan hoor ons 'n derde stelling. Die stem sê, roep uit. En dan vra die profeet, maar wat moet ek uitroep? En dan is die antwoord skerp en eerlik. Alle mense is immers gras, en alle trou is soos 'n veldblom. Gras verdor, 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. En dan sê die Here, ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van God hou stand vir altyd. Sien, die volk het gedink, hulle verhaal is klaar. Hul identiteit, hul tempel, hul land, alles het vergaan, soos gras. Maar Jesaja sê vir die volk, julle toekoms rus nie op julle eie krag nie, maar op God se ewige woord. Wanneer alles anders wankel, is dit sy beloftes wat bly staan. En dan, in vers 9, hoor ons die volgende stelling, en dit is 'n groot opdrag. Klim op 'n hoë berg en roep, hier is julle God. En dit is vir die volk die goeie nuus. God is aan die kom. Maar let op, die goeie nuus is nog net 'n aankondiging. Die volk is nog nie terug in hulle eie land nie. Hulle stad en tempel is nog nie herbou nie. Maar die oomblik wanneer God hierdie nuwe woord spreek, begin hulle werklikheid reeds verander. En nou kan ons vra, net soos die volk gevra het, maar wie is hierdie God? Wie is hierdie God wat al hierdie dinge kan laat gebeur? En vers 10 tot 11 help ons hiermee, want ons sien twee beelde van God. Hy is die kryger en herder. Twee wat teenstrydig klink, maar saam die volheid van God se karakter uitmaak. En dit beteken, nommer 1, God kom as 'n magtige kryger, wie se mag die vertroue en sekerheid bring waarna die ballinge verlang het. Hy is sterker as Babylon, sterker as enige politieke mag, sterker as enige chaos wat sy mense bedreig. Israel kan hulle self nie red nie, maar God kan. En dan nommer 2, kom hy ook as 'n herder, wat in die taal van versorging die een is wat vertroos en beskerm, en sagkens met die volk werk. Hier is geen hardheid nie. Hier is die God wat die lammeroeie saggies lei, en die God wat die wat moeg is, optel. Sien, God is die een waarna die ballinge gesmag het. Hy gee vir hulle om. Hy is sag en vol deernis met hulle na al hulle traumatiese jare. Dis hy wat hulle optel en hulle huis toe dra. Maar terselfdertyd is hy ook sterker as al die Babyloniese gode. Nou Advent laat ons elke jaar weer hoor. God kom, God troos, God maak nuut en God bring vrede. Maar dis nie 'n romantiese vrede nie.
Dis die vrede van die kryger wat oor duisternis heers en die vrede van die herder wat jou teen sy bors vashou. Maar ons ken ook hierdie spanning wat die volk beleef het. Want ons leef in 'n wêreld wat dikwels voel soos hierdie omstandighede in Babylon. Ons beleef siektes, pandemies, geweld, onsekerheid, moegheid en nog vele meer. Ons wonder soms, net soos die ballinge, kan God ons nog help? Of wil God ons nog help? Maar dan kom en antwoord God self in Jesaja. Ja, troos my volk, hier is jou God. Sien, in Advent ontdek ons dat die mag van God nie soos die mag van mense lyk nie. Want hierdie selfde kryger kom as 'n baba. Die herder word die lam. En die koningkind lê in 'n krib. Die grootste mag in die heelal word in kwesbaarheid sigbaar. En juist daarom kan ons hom vertrou. God is met ons. Hy is Immanuel. Jesaja 40 se boodskap eindig nie by ons nie. Hierdie selfde troosopdrag wat oor die hele volk klink, word nou aan ons ook gegee. Ons leef in 'n wêreld vol mense wat ook wag op goeie nuus. Mense wat ook wonder, maar is God nog naby? Mense wat verlore voel, moeg is en vasgevang voel. En die Here stuur ons uit om te sê, kyk, hier is jou God. Deur jou sagtheid, deur jou woorde van hoop, deur jou dade van geregtigheid, deur jou teenwoordigheid by mense wie alleen is. Want troos is altyd iets wat geleef word. Sien, troos word lewendig wanneer ons liefhet. In hierdie Advent hoor ons die stem van die Here. Troos my volk. Hier is julle God. Mag sy krag ons moed gee. Mag sy sagtheid ons dra. Mag sy vrede ons vul. En mag sy gees ons uitstuur om vir hierdie moe wêreld te sê, God is op pad. God is nou ook reeds naby. Kyk, hier is julle God. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet, U is die God, ons God. God wat Immanuel is, die een wat naby is. Die een wat vir ons vrede gee. Die een wat ons bystaan en ons vertroos. Here, mag ons in hierdie Kerstyd rondom ons kyk en U oral raak sien. Mag hierdie boodskap van Jesaja 40 by ons bly. Mag ons hierdie boodskap ook deel met ander. Mag ons vir ander mense vertel en sê, kyk om jou, hier is jou God. Amen. Smart vertrösten viel.